Goeiedag, baie welkom by Joy Radiostasie. My naam is Jaco Pitter en vandag gesels ons hier by ons sluit die woord oor die hele beginsel van oorgee en hoe ons in ons lewe oorgawe moet maak teenoor die Here in terme van alles waardeur ons in ons lewe gaan. Hierdie tyd van die jaar is baie mense moeg en dit is baie maklik vir mense om hierdie tyd van die jaar te voel dat hulle wil opgee of dat hulle net nie meer energie het om hierdie laaste paar weke in die gesig te staar nie. Die einde van die jaar eis altyd sy tol en maak maar dat 'n mens moeg is en dat 'n mens alles erger ervaar as wat dit is, omdat 'n mens net eenvoudig moeg is en soms, soos 'n mens sê, siek en sat is vir al die ellende wat 'n mens elke dag moet hanteer. Dit kan ook wees dat ons in ons lewe deur soveel spanning gaan, deur soveel dinge in ons lewe gaan wat moeilik is om te hanteer. Spanning met ons werk, ons finansies, met die situasie waarbinne ons sit, verhoudings, en wat ook al dit kan wees. Ook kan mens dink aan gesondheid, dinge wat vir jou kronies natuurlik die lewe moeilik maak en dan 'n mens kan in al hierdie omstandighede voel dat jy net nie meer kan sien nie, dat jy wil tou opgooi en dit kan ook baie keer gebeur dat 'n mens voel die Here is nie naby nie of mens ervaar dat die Here ver van 'n mens af is. En al hierdie gevoelens vind ons ook in die psalmbundels opgeteken tussen al die digters wat vir ons baie mooi laat verstaan dat hulle ook deur sulke omstandighede in hulle lewe gegaan het. Dink byvoorbeeld aan die psalmdigter wat skryf in Psalm 22: my God, waarom bly U ver as ek om hulp roep? My God, waarom het U my verlaat?" 'n Digter wat regtig beleef en ervaar dat daar geen uitkoms is nie, geen heenkome is nie en dat die Here ook op 'n manier onttrek het, dat die Here nie meer betrokke is in sy lewe nie. En daardie digter gaan verder en hy beskryf sy emosionele kondisie as soos 'n wurm. Hy vergelyk dit met soos dat hy soos 'n wurm voel. Hy vergelyk dit met 'n potskerf wat gebreek is en wat eenkant nutteloos lê en geen doel en funksie meer het nie. En hy beskryf ook sy emosie, 'n gevoel van uitgestorte water, skottelgoedwater wat eenkant gegooi word en wat doelloos is, 'n totale gevoel van magteloosheid, hulpeloosheid, doelloosheid en iemand wat voel dat hulle net eenvoudig nie meer kan nie. Ons lees in die Psalm dat hy later wel by die Here antwoord vind en dat die Here tog dan deurkom soos 'n mens dit sê en dat die Here met hom praat. Net om hom te leer dat dit waardeur hy gegaan het nie die einde van die wêreld is nie. Alhoewel hy het gevoel het dat dit die einde van die wêreld is of dat hy gevoel het dat die lewe glad nie meer sin maak nie. En dan kom die Here en die Here leer vir hom dat hy altyd daar is, dat hy sy gebed verhoor en dat hy weet wat aan die gang is en dat die digter nie alleen moet voel nie, dat die digter nie moet voel hy's alleen in hierdie situasie nie. Dink ook byvoorbeeld aan die skrywer van Psalm 42 wat sê: "Soos 'n wildsbok smag na water, smag ek na die Here." En wil hy nie van die dors doodgaan nie, maar het hy begeerte dat sy geestelike dors geles moet word. En dan skryf die digter byvoorbeeld in Psalm 42: "My kop is onder die water en ek voel asof daar storms oor my spoel, asof storms bo oor my losbreek en asof daar 'n gevoel is dat hy totaal verlate is." En dan sê hy vir homself: "Waarom buig jy jouself so neer, o my siel? Vertrou op God, vertrou liewers op hom, want jy sal weer vir hom 'n loflied sing." En dit herhaal hy meer as een keer in die Psalm om te sê: "Waarom buig jy jouself so neer?" Met ander woorde, waarom knak jy? Waarom voel dit asof jy knak, my siel? En dan spoor hy homself aan om liewerster op God te vertrou en te weet dat die Here in daardie omstandighede by hom is. Dink ook aan die ander telke psalms wat telke male beskrywe dat hulle voel asof God hulle alleen los, asof God hulle in die modder los, asof God hulle verlaat en asof God nie antwoord nie. Met ander woorde, daar's baie psalms wat vir ons leer dat dit eg is dat mense voel dat hulle wil opgee, dat hulle voel dat hulle net eenvoudig nie meer kan nie en moed verloor. So dis 'n normale menslike respons wanneer druk baie word, wanneer druk mens oorweldig. So ons gaan vandag gesels oor opgee of oorgee. So ek dink wanneer ons gaan kyk na dinge wat ons voel of laat voel dat ons wil opgee, gaan ons regtig baie dinge in ons lewe kan vind.
'n voorbeeld wat ons vandag na gaan kyk is Elia en ons lees van hom in 1 Konings 18 en 19 wat van toepassing is op vandag se program. En ons gaan vind dat Elia deur 'n baie moeilike situasie gegaan het en dat hy met baie vrees gesit het toe hy deur hierdie moeilike tyd gegaan het. Natuurlik lees ons in 1 Konings 18 van Elia wat die Baal-profete oorwin en hoe hy oor 400 Baal-profete natuurlik dan getuig en hoe hy oor hulle natuurlik beheer neem en hoe hy natuurlik hulle almal doodmaak. 'n Gruwelooslike storie wat ons lees in 1 Konings 19. Maar dat hy die waagmoed het in 1 Konings 19 om vir hulle te sê dat hulle God kan aanbid, dat hulle maar kan kyk wie se God lewendig is en dat hulle kan kyk watter God kom en verteer die offer met vuur. En hy daag hulle dan uit. Hy het baie waagmoed, hy's baie sterk in sy geloof en hy het absolute vertroue op die Here, sodat hy dan ook later wanneer hulle op gode nie die vleis kon verteer nie, selfs water oor die offer gooi om vir hulle te illustreer hoe sterk die lewende God is. En hy beleef 'n hoogtepunt in sy bediening en wanneer hy hierdie hoogtepunt bereik in sy bediening is hy natuurlik baie gemotiveerd en is hy baie ambisieus. En dan kom die Here en die Here verteer die offer met vuur, wat dan natuurlik vir ons kom wys dat God die lewende God is en dat hy bo die Baal-profete triomfeer, dat hy die een is wat in beheer is en dat hy die een is wat oor alles beheer uitoefen en dat hy homself kom demonstreer tussen die afgode as die enigste ware lewende God. En so leer ons ook vandag dat dit vandag presies dieselfde is, dat ons in vandag se tyd verseker kan weet dat alhoewel daar baie gelowe is en mense wat allerlei gelowe volg en deelneem in verskillende gelowe, weet ons vandag dat hierdie waarheid nog steeds soos 'n paal bo water uitstaan. Daar's een lewende God en dit is die God wat ons leer ken in die Ou Testament, wat Jesus vir ons kom verduidelik in die Nuwe Testament en dat hy vir ons die Vader kom verduidelik, wie die Vader is. So wat vir ons belangrik is in ons lewe as ons wil opgee, moet ons onthou dat ons rekening moet hou met die lewende God wat ons aanbid. En het ons ook soos Elia in ons lewe hoogtepunte en laagtepunte, geestelike hoogtepunte, geestelike laagtepunte, situasies waarin ons baie sterk voel en dan ook situasies waar ons weer baie swak voel. So ons ervaar presies dieselfde wat Elia ervaar. En dan het ons ook natuurlik die momente wat ons vir God baie naby beleef in ons lewe. En wanneer Elia deur hierdie proses gaan van die Baal-profete wat hy doodmaak, God wat verskyn op so 'n wonderlike manier, dan tref ons Elia in hoofstuk 19 aan in 'n ander situasie, in 'n ander kondisie kan 'n mens eintlik sê. Want Agab wat die koning is gaan vertel vir sy vrou Isebel wat Elia gedoen het. En Isebel, weet ons, was 'n priesteres in die Baal-aanbidding. So sy het 'n baie belangrike rol gespeel as dit by die Baal godsdiens gekom het. En wanneer sy hoor wat Elia gedoen het, is sy woedend. En dan stuur sy vir Elia 'n dreigement waarin sy hom dreig en vir hom sê dat sy binne 24 uur vir hom gaan doodmaak, sodat hy binne 24 uur nie meer sal lewe nie. En dan ewe skielik bewe Elia se broek en hy's verskriklik bang en hy vlug. Nou dis 'n heeltemal 'n ander Elia wat ons hier vind, want tussen hoofstuk 18 en 19 het ons 'n skrille kontras in die lewe van Elia wat ons kan waarneem. Aan die een kant die godsman wat nie bang is vir 400 profete nie, en aan die ander kant is hy bang vir die koningin wat hom dreig dat sy hom gaan doodmaak. En dan is Elia so bang dat hy sommer totaal en al wil tou opgooi. Hy vlug heeltemal na die suidste punt van Juda toe. Met ander woorde, hy gaan so ver uit die Noordryk uit dat hy in die Suidryk ingaan in Juda en dat hy dan later verder gaan na Berseba en dan na die Negeb-woestyn wat uit die grense van Israel en Juda is. Hy is heeltemal dan soos ons dit vandag ken uit die Heilige Land uit. Met ander woorde, hy vlug so ver weg van alles af dat hy ook van God af wil wegvlug, dat hy homself so wil distansieer van alles, dat hy homself ook van God wil distansieer en ook dan op so 'n manier homself uit die bediening uithaal. Hy wil sommer tou opgooi. Hy wil sommer heeltemal opgee en hy wil ook ophou om vir die Here te werk. Want ewe skielik is hierdie man wat in hoofstuk 18 op die hoogtepunt van 'n bediening was,
ewe skielik die volgende dag op 'n laagtepunt. En is hy dan op 'n punt wat hy wil opgee, dat hy wil tou opgooi en dat hy nie meer kans sien om voort te gaan nie. En is dit nie baie keer maar in ons lewe ook so dat ons ook hoogtepunte en laagtepunte het en dat wanneer die hoogtepunte daar is dat ons eintlik dit sommer geniet en deur dit gaan en glad nie baie dink oor probleme nie. Maar die oomblik wanneer 'n probleem ons tref, die oomblik wanneer ons 'n bedreiging het, wil ons tou opgooi. Wanneer ons 'n groot bedreiging het, sien ons nie meer kans vir die dag van môre nie, soos Elia. So elkeen van ons het maar die eienskap wat Elia het en dis maar menslik. Soos ek in die begin ook gesê het van die Psalm skrywers wat vir ons absoluut leer hoe ons as mense funksioneer en hoe ons as mense dink en hoe ons as mense dinge beleef en deur dinge gaan. Leer ons dan ook by Elia hoe maklik dit vir ons is om sommer ewe skielik hopeloos te word, magteloos te word en op 'n punt te kom wat ons wil opgee. So Elia vlug, hy hardloop weg. Hy sien nie meer kans om hierdie in die gesig te staar nie. Hy wil nie weer die bil by die horings pak soos hy gemaak het in 1 Konings 18 nie. Hy sien nie kans vir die konfrontasie nie en hy vlug. En dan wanneer hy dit doen, dan vergeet hy absoluut wat sopas gebeur het die dag van tevore en hoe die lewende God vuur uit die hemel gestuur het om 'n offer te verbrand en ewe skielik is hy bang vir die dreigement van 'n koningin. En dan kom 'n mens agter wat sy groot val gebring het. Wanneer hy vlug, dan gaan sit hy onder 'n boom in die woestyn en hy sê vir die Here, hy sien nie meer kans nie. Hy wil liewers doodgaan. Nou het hy klaar gevlug uit die heilige land uit. Hy het klaar gevlug van sy roeping af. Hy het klaar weggehardloop en nou kry hy homself jammer en hy sit onder 'n bos en hy sê vir die Here, hy wil eerder nou doodgaan. En wanneer Elia daar sit, dan kom ons agter dat hierdie man ewe skielik maak asof alles oor hom gaan. Ewe skielik trek hy alles na hom toe en ewe skielik wil hy alles verklaar van hoe hy voel, van wat rondom hom gebeur en dan selfs gaan hy verder deur te sê daar's niemand meer wat oorbly wat gelowiges is nie en daarom sien hy ook nie meer kans om te bedien nie en dan eintlik wil hy sê hy gee nou op, hy gaan nou tou opgooi. En dan sê die Here vir hom eintlik op 'n klomp maniere dat hierdie nie die einde van die pad is nie. Dat hy nou wel as Elia dink hy gee op, dat hy nou wel as Elia kan dink dat die tyd verby is vir sy werk en dat hy nou wil uitklim uit hierdie werk van hom, dan kom die Here en die Here gee vir hom kos. Met ander woorde, die Here kom versterk hom. Daar in die woestyn kom die Here en die Here voed vir hom soos wat hy die Israeliete in die woestyn gevoed het. Gee hy vir hom kos en versorg hy hom in hierdie tyd wat hy in die woestyn sit. En wanneer Elia hierdie woestyntydperk ervaar, dan laat dit 'n mens ook dink aan die woestyntydperk wat Moses ervaar het, wat Moses en die volk moes deurmaak in die woestyn. Moses het nou wel 40 jaar getrek, Elia gaan 40 dae lank in die woestyn loop. En dan weet ons dat die Here vir hom innerlike voedsel gegee het, dat die Here vir hom kos gegee het wat hom hierdie 40 dae gaan deurdra. Nie net eenmalig nie, maar dat die Here definitief vir hom op meer as een plek versorg het, dat die Here vir hom op meer as een plek gehelp het om te kan voortgaan, dat die Here vir hom krag gegee het. En dan sê die engel vir hom, nadat die engel vir hom die kos in die woestyn gegee het, jy moet opstaan, want jy het nog 'n lang reis voor. Die engel sê vir hom, word wakker, sit regop en eet iets. Verdwaas kyk Elia rond en naby hom het 'n stuk brood en 'n kruik vol water gestaan. Hy het geëet en gedrink en daarna het hy weer gaan lê en in 'n slaap geraak. Die engel het hom weer wakker gemaak. Staan op en eet, sê hy, want jy moet nog 'n ver eind stap. As jy nie nou eet nie, gaan die pad te lank word. Elia het alles geëet en gedrink en dit het hom krag gegee om hierdie 40 dae na Horeb toe aan te pak. Horeb natuurlik is ook bekend as Sinai en dit is ook die berg waar Moses die wet van die Here ontvang het. So ons sien ook hier 'n ooreenkoms tussen Elia en Moses en hoe Elia dan ook hierdie pad in die woestyn moet stap en hoe hy ook na die berg Horeb toe moet gaan, die berg Sinai, om God daar te gaan hoor en na God te gaan luister. En dan pak hy hierdie reis van hom aan. Dis oor die 500 km, 200 en iets myl wat Elia gaan stap.
En te voet is dit 'n baie lang pad, veral as jy dink hy moet in die woestyn stap en hy stap in daai dorre, droë land van Israel op pad na Horeb toe. So dit is 'n lang reis wat hy aanpak. En hierdie lang reis was natuurlik nie 'n baie maklike reis nie. Dit was 'n baie moeilike staptog wat hy moes deurmaak. En dan kan 'n mens net dink wat alles deur jou gemoed gaan spoel as jy so 'n reis moet aanpak te voet en as jy die swaar kry van hierdie reis moet trotseer. En hierdie reis het Elia dan natuurlik ook 'n geestelike reis wat hy moes deurmaak, want hy wat wegvlug van die Here af en wegvlug van sy bediening af en wil tou opgooi en alles maak asof dit oor hom gaan en sy ellende, is ewe skielik op pad terug na God toe. So die Here gooi 'n mens nie weg nie. Die Here stoot ons nie weg wanneer ons wil tou opgooi nie. Die Here roep ons eintlik terug. Die Here gee vir ons weer doel. Die Here gee vir ons weer rigting. Die Here gee weer vir ons hoop. En die Here help vir ons dat ons opstaan en weer vorentoe gaan en doen wat hy van ons vra. En dit is ook hier wat met Elia gebeur. Dan gaan Elia en hy kom by die berg Horeb en hy gaan slaap die eerste nag in 'n spelonk, in 'n grot. En diep in die nag het die Here met hom gepraat. Elia, wat maak jy hier? En natuurlik moet 'n mens onthou dat wanneer die Here dit vir hom sê, die Here eintlik by hom wil hoor, hoekom is hy daar? Hoekom het hy gevlug? Hoekom het hy weggehardloop? Hoekom wil hy tou opgooi? Hoekom sien hy nie meer kans om voort te gaan nie? Hoekom wil hy die bediening verlaat? Hoekom wil hy ophou om vir die Here te werk? En dit kan ook wees dat dit hom tot verantwoording roep, hierdie vraag. Want hierdie vraag is nie 'n vraag wat sommer net gestel is nie. Dis 'n vraag wat baie gewig dra. Dis 'n vraag wat iets sterks wil kommunikeer. En wanneer die Here dit vir hom vra, wil die Here presies by hom weet wat hy hier maak. Hoekom is hy op hierdie plek? Hoe het hy op hierdie plek gekom? Want dis nie veronderstel, hy is nie veronderstel om daar te wees nie. En dan het Elia geantwoord: Here, U is die enigste ware God. My lewe lank het ek U gedien met ywer. Israel het egter die rug vir U gedraai. Hulle het die altare vernietig waar U aanbid word en al die profete vermoor. Ek is die enigste een wat oorgebly het. En nou wil hulle my ook doodmaak en dit is hoekom ek nou vlug. So wanneer ons hierdie antwoord van Elia hoor, dan klink dit soos 'n baie vroom antwoord of 'n baie mooi Christelike sonnaarskool antwoord wat amper reg kan klink. Maar wanneer ons mooi gaan kyk wat Elia antwoord, kan ons sien hoe die antwoord gelaai is met probleme. Die probleme wat hy hier uitlig is dat hy sê Israel het die rug vir die Here gedraai. Hulle het altare vernietig en hulle het profete vermoor en ek is alleen die een wat oorgebly het. En dis baie problematies wat Elia hier sê, want is glad nie die waarheid nie. Die Here antwoord hom later en sê vir hom daar's 7000 mense wat nog die Here aanbid. So Elia moet nie dink dat hy die enigste een is wat oor is en homself daaroor jammer kry nie. Hy moet onthou dat daar nog steeds baie oor is. Wat Elia wel sê wat die waarheid is dat God die enigste ware God is en dat hy hom sy lewe lank dien met ywer en dat hy die Here wil volg. Maar die probleem daar is, hoekom vlug hy dan weg van die Here af? Hoekom gaan hy dan by Israel en Juda uit die heilige land uit in die woestyn om homself te distansieer van sy roeping? Waarom doen hy dit? En dis hoekom die Here vir hom vra, wat soek jy hier? Met ander woorde, dit is 'n vraag om hom tot verantwoording te roep. En dan wanneer Elia antwoord, gee hy maar 'n flouerige verskoning wat hy as antwoord bied. En hy maak asof hy die enigste een is wat oor is en omdat sy lewe nou bedreig word, vlug hy. En dan sê die Here vir hom, gaan buitentoe, gaan staan buite, gaan staan op die berg. En dan weet ons dat die natuurelemente baie duidelik God se teenwoordigheid gekommunikeer het. En ons weet reg deur die Ou Testament, wanneer die natuur begin reageer op God se teenwoordigheid, dan is daar 'n rukwind, daar's vuur en daar's aardbewings. En dit is presies wat Elia hier by die spelonk ervaar. Want wanneer hy daar gaan staan, is 'n geweldige sterk wind, die eerste natuurverskynsel wat natuurlik plaasvind, en dan het die berge geskeur en die rotse het uitmekaar gebreek.
En in daardie sterk wind wat die rots uitmekaar gebreek het, was die Here nie. So kan jy jouself indink watter geweldige natuurverskynsel dit nie moes wees nie. En om dit te beleef en om daar te wees terwyl dit plaasvind, moes 'n geweldige ervaring gewees het. En natuurlik om dit te beleef, sou 'n mens ook doodsbenoud gewees het, want as die wind so waai dat rotse uitmekaar uitskeer, dan is dit 'n geweldige verskynsel van die Here. Na die wind was daar 'n groot aardbewing en in die aardbewing was die Here ook nie. So die natuur skud, die aarde skud en dan lees ons dat die Here nie in die aardbewing met hom gepraat het nie. En dan was daar vuur, maar in die vuur was die Here ook nie. En baie ironies dat in 1 Konings 18 was die vuur daar om die offers te verteer wat met water toegegooi was. En hier in hierdie hoofstuk 19, wanneer daar vuur is, dan is die Here nie in die vuur nie. En dan sien ons dat daar 'n sagte aandwind was, 'n stilte, en in die sagte aandwind was die Here. En dan in die groot stilte, toe daar niks gebeur nie, was daar 'n fluister, 'n stem. En toe Elia dit hoor, het hy sy kleed om sy gesig gedraai en in die ingang van die spelonk gaan staan. En 'n stem het weer vir hom gevra: "Wat maak jy hier, Elia?" En wanneer Elia sy gesig toemaak, dat dit ons ook dink aan Moses, wat in die rotskeer ingegaan het toe die Here verskyn het, wat nie die Here mag gesien het nie. En dis presies wat Elia hier doen. So wanneer God dan verskyn in hierdie absolute stilte, dan maak hy sy gesig toe om sy gesig te verberg, want enigiemand wat God sien gaan dood, weet ons, sê Moses. As ons dit by Moses lees, dan leer ons dit ook, hoe belangrik dit is, dat hulle self ook eerbiedig moet gedra in die teenwoordigheid van die Here. En dan kom die vraag weer na Elia toe: "Wat maak jy hier?" En nou sit Elia en hy antwoord presies op dieselfde manier wat hy die eerste keer geantwoord het. En hy sê: "Here, U ken my. My hele lewe lank dien ek U met groot ywer net vir U. Israel het egter hulle rug op U gedraai. Hulle het die altare waar U aanbid word vernietig en al die profete vermoor. Nou het net ek oorgebly en nou soek hulle my lewe ook, en dis waarom ek besluit het om te vlug." En dan sê die Here vir Elia: "Gaan terug. Gaan terug. Op pad moet jy deur die woestyn, deur Damaskus gaan, en daar moet jy Hasael as nuwe koning van Aram aanwys. Verder moet jy na Jehu toe gaan, die seun van Nimsi, hom gaan soek met olie salf as teken dat hy die nuwe koning van Israel sal wees. Dan moet jy na Elisa, seun van Safat uit Abel Mehola toe gaan. Hy is jou opvolger en jy moet hom ook salf as teken dat hy by jou gaan oorneem." Nou, die Here sê vir hom: "Gaan terug. Gaan werk. Jy gaan nie ontsnap van dit wat God van jou vra nie." En dis ook waar van my en jou. So ons kan nie op die punt in ons lewe kom wat ons soos Elia voel om te sê, "Maar ek wil liewers opgee. Ek wil liewers 'n handdoek ingooi. Ek wil liewers tou opgooi nie." Want die Here gaan vir my en vir jou ook vra: "Wat maak jy hier? Hoe het jy op hierdie punt gekom?" En dan gaan die Here vir my en vir jou ook sê: "Gaan terug en gaan doen wat ek vir jou gesê het jy moet doen. Gaan werk voort. Moenie dat jou omstandighede jou blind maak vir dit wat God in jou lewe deur jou wil doen nie. Moenie dat jou omstandighede jou blind maak vir dit wat God vir jou gee om te doen nie, vir dit wat die Here vir jou sê om te doen, die opdragte wat God vir jou gee. Die omstandighede rondom jou moet jou nie blind maak of magteloos maak dat jy ophou om vir die Here te werk nie." Die Here sê vir Elia: "Gaan terug. Gaan doen hierdie 3 dinge. Gaan doen hierdie 3 dinge." So Elia leer by die Here dat daar nie tyd is om weg te hardloop nie. Daar is nie tyd om op te gee nie. Daar's nie tyd om handdoek in te gooi nie. By die Here moet dit die hele tyd gaan oor werk. So by die Here moet ons werk. Ons moet aktief bly. Ons moet betrokke bly. Ons moet gehoorsaam bly aan die Here en ons moet doen wat hy van ons vra. En daarom is dit vir ons belangrik om te weet dat ons in ons lewe ook op 'n punt moet kom wat ons oorgee. Dat ons liewers oorgee aan die Here. En wat Elia dan doen is hy gee oor.
Wanneer die Here met hom praat en hom weer terugstuur en vir hom weer 'n opdrag gee, dan gee Elia oor. Hy gee homself oor aan die Here en hy staan onmiddellik op. Hy vergeet van al sy probleme en hy hou op om homself jammer te kry en hy hou op om te sit en te top oor al die dinge wat verkeerd is. En hy staan op en hy is gehoorsaam aan die Here. So wanneer ons onsself oorgee aan die Here, dan is dit nie dat ons probleme verdwyn nie. Dis nie dat die bedreigings verdwyn nie. Dis nie dat al die dinge wat ons moedeloos maak, wat ek ook in die begin gesê het, ewe skielik nie meer daar gaan wees nie. Inteendeel, baie van die dinge bly daar. Baie van die probleme in ons lewe is altyd daar. Jezebel het nie opgehou om vir Elia te soek nie, maar die Here steur hom nie aan Jezebel nie. Die Here steur hom nie aan die bedreigings en die bekommernisse waarmee Elia sit nie. Die Here gee opdrag en verwag dat die opdrag gehoorsaam moet word. En so werk die Here in elkeen van ons lewe ook. En die Here verwag van ons gehoorsaamheid. Die Here verwag van ons om te reageer wanneer hy met ons praat. So maak nie saak wat jou omstandighede is waarbinne jy jouself bevind nie, of hoe moeilik jou omstandighede is waar jy jouself bevind, of wat jy vir die Here gesê het nie. Jy kan nie erger as Elia sê om te sê jy wil opgee en jy wil nie eers meer vir die Here werk nie. So maak nie saak wat jy vir die Here sê nie. Die Here luister na jou. Die Here slaan ag op wat jy sê en dit het ek gesê toe ons gekyk het na die psalms, hoe die Here dan met die psalmdigters werk en hoe hy reageer op hulle noodroep. En dan weet ons, die Here reageer op ons noodroep deur vir ons weer instruksies te gee, wat hy wil hê ons moet gehoorsaam. En daarom is dit ook vir jou belangrik om vandag weer te dink, wat is dit wat die Here wil hê ek moet doen? Wat is dit wat die Here vir my gee om te doen? Wat is dit wat die Here in my lewe van my verwag? En dan om dit te doen, om dit te gehoorsaam, om te doen wat die Here vra. Dit is wat God van ons vra. Dit is wat die Here van ons vra. En dit is wat ons in ons lewe natuurlik elke dag moet doen. My gebed vir jou is dat die genade van ons Here Jesus Christus regtig by jou sal wees, dat jy ook in jou lewe sal oorgee, dat jy ook vandag op hierdie punt sal kom, dat jy sal oorgee, dat jy liewerster in steede van opgee, liewerster alles oorgee vir die Here vertrou met alles wat in jou is, en weet dat hy die een is wat jou pad vir jou gelyk sal maak. So gee vandag oor, vertrou die Here met alles, en die Here sal vir jou ook op jou pad seën. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons kan saam bid. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons krag gee, dat U vir ons dra, dat U vir ons seën, Here, en dat U vir ons baie naby is. Ons loof en ons prys U daarvoor. Here, vergewe ons wanneer ons soos Elia wil gaan sit en onsself jammer kry en onttrek en weghardloop en nie meer kans sien om die lewe in die oë te staar nie. Nie meer kans sien om dit wat oor ons pad kom te hanteer nie. Dankie dat ons leer vandag, Here, dat ons probleme eintlik nie groot is nie. Dat ons probleme baie keer so groot gemaak word omdat ons dit so groot maak, omdat ons daaroor bekommer. Help vir ons om soos Elia te gaan en U te soek. Help vir ons om soos Elia gehoorsaam te wees en te gaan en seker te maak dat ons na U luister. Dankie dat U ook vandag vir ons weer roep en vir ons 'n opdrag gee om in ons lewe aan U gehoorsaam te wees. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen.